Hallo julle almal. Hierdie boodskap het ek nou doelbewustelik so die plek gekies waar ek dit opneem. Hier teen 'n baksteenmuur. So in die hoek van 'n muur. Want dis baie keer die situasies waarin ons is. Ons voel ons is teen 'n muur vasgekeer of ons is in 'n hoek. In 'n hoek. Dawid skryf in sommige van die psalms oor sy nood, persoonlike nood, baie keer in sy lewe, en dan praat hy oor teen 'n muur en in 'n hoek vasgekeer. En dan moet jy verdedig, dan moet jy beklei, nê? En dan die spieël. Ja, hier agter my rug. Kyk, wanneer die Bybel oor 'n spieël praat, moet ons nou mooi verstaan. Hulle het nie sulke helder, duidelike spieëls geken nie. Dit was maar sulke koper of brons goed, soos 'n skingbord, so groot plaat, en 'n baie dowwe beeld, en baie dinge in die godsdiens, baie dinge in die Bybel is maar, ons sien net die rug van God, ons sien nie die aangesig, die gesig van God nie. Ons sal eendag in die hemel, sal ons, ofwel nie eendag, nie altyd eendag nie, dit kan netto wees, maar om God nie te verstaan nie. Dit is wat die Bybel sê. Jesaja sê, sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Sy weë, sy paaie, sy planne is nie ons weë en planne nie. Romeine skryf Paulus, Romeine 11, ondeurgrondelik is die weë van God. Dis onverstaanbaar. Daar's so baie dinge wat ons nie weet nie. Ons dink as mense, ja, ons is so magtig, kastig, met ontwikkeling in AI, artificial intelligence, en Google, en ontwikkeling, dat God so maklik uitgeskei word. Ons kan so baie dinge nie verklaar nie. 1 Korintiërs 13 vers 12. Nou ja, Korintiërs 13 sê duidelik, die allerbelangrikste is die liefde. Liefde. Wees lief vir mekaar. Dien mekaar. Dis hoe ons die tyd op aarde moet volmaak, terwyl ons wag vir die einde, voordat Jesus terugkom, of totdat ek en jy, totdat ons doodgaan. Maar vers 12, 1 Korintiërs 13 vers 12, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël, onthou hulle het sulke bronsbeelde gehad, jy kon nie mooi sien nie, dit was koper, brons, soos ek gesê het, jy kan nie mooi uitmaak nie, maar al is dit hoe helder en duidelik, ons sien maar die rugkant van probleme, ons sien maar die rugkant van God se wil en planne en toekoms. Soms nie eers 'n rugkant of 'n dowwe beeld van die toekoms nie, ons weet nie. Ons sien 'n raaiselagtige beeld. Eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Aan die einde, wanneer ons in die hemel is. Nou ken dit net gedeeltelik. Onthou dit, asseblief, tog moenie arrogant wees nie. Jy gee te gou, te maklik miskien raad vir iemand of verklaar die dood van 'n geliefde. Versigtig praat. Of jy praat oor die eindtye. Versigtig praat. Eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Daardie oop verhouding met God. Dis hoe ek die tyd volmaak. God lief hê. Mekaar lief hê.
toelaat dat God my ken in my diepste wese. Wanneer die Bybel praat oor ken, veral in die Ou Testament, dan gaan dit oor 'n intieme kennis, 'n verhouding met God. Nuwe Testament, 'n verhouding, 'n intieme persoonlike verhouding met Jesus Christus. En dit is wat die afgelope tyd vir my aan die of op die voorgrond was. Die wegraping. Dani Botha, die sanger Dani Botha se profeseë. Dani het dit opreg bedoel. Ek lees goed in die koerante en so, en hoe hy beledig word, hoe hy sleg gemaak word, hoe hy, daar's vieslike woorde wat hom toegesnou word. Ag, kom mense, kom ons hanteer alles in liefde. Jesus het kwaad geword vir die Fariseërs. Jesus het kwaad geword vir mense in sy tyd wat vals was. Maar weet jy, hy het begrip gehad. Hy het begrip gehad vir so baie mense wat afgedwaal het, op 'n dwaalspoor was. Nou natuurlik was die Fariseërs ook op 'n dwaalspoor. Hy het vir hulle ook gesterf, maar hy het hulle slange genoem, addergeslag. Maar wie is ek en jy om vir Dani Botha of wie ook al uit te skel as 'n slang of wat ook al? Daar's baie faktore betrokke. So wat ek wil hê is, kom ons kyk bietjie na die afgelope tyd. Miskien is jy nou al siek en sat en moeg vir hierdie onderwerp. Wegraping. Wat is dit? En wat van wederkoms? Wat is dit? Dood eenvoudig in kort. Wegraping is dat daar geglo word voordat die finale einde plaasvind. Wederkoms. Jesus kom weer, ons weet nie wanneer en hoe nie, maar hy kom weer en dan sal alles verander. Dis die einde van die wêreld. En dan is dit die groot onderskeiding, gelowiges, ongelowiges. En almal sal hom sien en weet hy is die Here, uit opgestaan. Maar voor dit vind daar wegraping plaas. Ek sê nie dit is so nie. Ek glo nie persoonlik aan die wegraping nie. Of daar nou een is of te not, maak ook nie saak vir my nie. Maak nie saak nie. Wegraping is dan dat die wat baie toegewyd aan die Here geleef het, baie naby aan Jesus geleef het, gehoorsaam was, skielik op 'n dag net weg is. Hulle word opgeruk in die hemel en dan bly die res agter. Nou dit lyk nie vir my die wegraping het plaasgevind nie, want almal wat ek ken en sover ek weet, is daar nie duisende vermiste persone aangemeld nie. Maar natuurlik, omdat niemand so heilig is nie. Ek sou kon wens dat 'n paar mense in my lewe weggeraap word. Baie mense het vir my gesê, Dominee, weet ek is baie oud, ek is sieklik, ek het soveel probleme, wil die Here maar nie my net wegvat nie. Ja, weet jy, as jy sterf, dan is dit eintlik jou persoonlike wegraping. Jou siel word in die hemel opgeneem, onmiddellik in die hemel, of dis jou persoonlike wederkoms, voordat die einde plaasvind, Jesus wat terugkom, en so. Goed, ons moet gaan kyk wat sê die Bybel, nommer 1. Wat sê die Bybel? Dis nie so maklik nie. Ok, nou kom daarby. Wat sê die Bybel? Wat sê die sosiale sielkunde? Wat sê die sielkunde, die psigiatrie? Baie mense sal miskien hier sê, ag asseblief, dis deur die duiwel uitgedink, dis mense goed. Luister, God het die wetenskappe vir ons gegee. Ons kan nie uit die Bybel gaan leer oor sterrekunde en die planete regtig nie. Ons moet gaan vra vir die betrokke wetenskap. Net so
Laat ons hande vat met die sielkunde, met die psigopatologie, die psigiatrie. Is daar nie miskien afwykings by mense sielkundig, maar nou word het uitgehaal op godsdiens. Maar dit nou dat. Ek het nou maar die goed vir my alles op 'n papiertjie geskryf. Julle weet ek hou nie van papiere en notas en goed nie. Ek hou daarvan om met my kop uit te trek, maar hierdie is so 'n klomp goed. Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen. Toe ek my doktorsgraad gedoen het, lank gelede, in samewerking met die sielkunde, UNISA, my graad daar gedoen in sielkunde. En een van die modules in die sielkunde was the psychology of religion, die sielkunde van godsdiens. Ja, dat daar agter sekere godsdienstige goed ook sielkunde kan sit. Mense wat byvoorbeeld twyfel. Geweldig twyfel wanneer hulle depressie kry. Nou dink hulle was fout met hulle geloof. Nee, dis 'n chemiese wanbalans en dan twyfel jy. Dis in jou brein. Dit is sekere stowwe wat afgeskei word en nou dink jy God het jou verlaat. Jy voel verlate. Niks en niemand hou van jou nie. In die meantime kos dit miskien net 'n pilletjie so elke dag om jou te herstel emosioneel, fisiologies, sielkundig. En weet jy wat, dan verbeter jou godsdienstige sienings ook. Die goed werk so, dit so. God gebruik die wetenskappe saam met die teologie, saam met wat in die Bybel staan. Maar okay, ek wil in die Bybel gaan kyk. Dis vir my die fundament. En dan sal sekere dele Matteus 24 is baie belangrik, waar Jesus dan nou sê, kom ons kyk vers 3 tot 13, Jesus het op die Olyfberg gaan sit, disippels het na hom toe gekom, alleen na hom toe gekom, hulle vra toe, wanneer sal hierdie dinge gebeur, wat sal die tekens van 'n koms en van die einde van hierdie wêreld wees? Wanneer gaan die einde wees? Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Soos die afgelope tyd, soos baie keer in die verlede, daar het al hoeveel opgestaan en gesê in die verlede, in die wêreld, die afgelope baie jare, dat dis die datum van die wederkoms, dis die einde van die wêreld, dis die wegraping. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. Hulle sal baie mense mislei. Julle moer van oorlog, gerugte van oorlog, pas op, moenie verskrik word nie, dit moet kom. Dis nog nie die einde nie. Nasies wat teen nasies opstaan, hongersnood sê hy, dis alles dinge wat nou gebeur. Dit het in die Bybelse tyd al gebeur, en hulle het in die tyd net na Jesus gedink, die wederkoms gaan onmiddellik plaasvind, né? Dit het toe nie gebeur nie. In Tessalonisense moet Paulus die Christene waarsku, hulle het geglo, baie van hulle het geglo in Tessalonika, Jesus het reeds gekom, nou waar is hy, wat het gebeur? Dis geboortepyn, die begin van die nuwe tyd. Baie sal van die geloof afvallig word, sien jy? Die toets is, sal jy volhard, getrou bly aan Jesus. Onthou net wat Paulus nie, maar Petrus ook in een van sy briewe sê in Petrus, een van sy briewe, dat God stel die wederkoms, die einde uit, om mense die kans te gee om te bekeer, Daar sal baie vals profete kom, hulle sal baie mense mislei. Daar sal minagting van die wet van die Here wees, liefde sal verkoel, liefde vir die Here, vir mense, wie tot die einde volhard sal gered word. Dis die gedagte van gereed wees, volhard tot die einde. Wat is die belangrikste? Volhard om te glo in Jesus Christus. Hoor jy? Volhard
om te glo in Jesus Christus. Maak nie saak wat in die wêreld, in ons land, in jou lewe persoonlik gebeur nie. Dan is daar nou vers 23 wil ek ook na kyk. As iemand daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus. Kyk, daar is hy. Moet dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom. Mense wat selfs groot tekens sal doen en wonderwerke. Koms van die seun van die mens, vers 27. Matteus 24. Seun van die mens, 'n term uit Daniël 7 vers 13, is 'n uitdrukking. Seun van die mens is 'n goddelike wese, Jesus, maar ook 'n ware mens. Jesus het mens geword. God mens, seun van die mens. Soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan en die hele lugruim tot in die weste verlig. Kan jy 'n weerligstraal voorspel? Kan jy sê, daar gaan nou een kom? Jy kan nie. Jy kan nie. Dan vers 36 tot 44, julle moet maar dit self weer gaan lees. Pos lees weer. 36, niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie niemand, geen mens op aarde nie. Niemand weet nie. Dis hoe die duiwel ons mislei, deur sekere mense te laat dink, ons weet wanneer die presiese tyd is. Maar julle weet het. Julle weet, niemand weet nie. Julle weet dat niemand weet nie. Okay. Net die Vader weet het. Net die Vader weet het. En dan gaan lees maar self daar so, maar dan die fundament vir die mense wat glo aan die wegraping, is dan die volgende verse. Daar is so min versies. Dis eintlik maar die enigste dele hierdie, dat daar sal 2 mense op die land werk, die een sal saamgeneem word, die een sal saamgeneem word, weggevat word, die ander een agtergelaat. 2 vroue sal by die meel koring maal, die een sal saamgeneem en die ander een weggelaat, agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Hy sê dit is soos 'n dief in die nag. Hierdie is 'n metafoor, dis 'n beeld, dis 'n dink terug aan jou skooltyd, die taal en stylfigure, dis 'n hiperbool, 'n oordrywing. Dit is soos, dink jou in, jy sit hier saam met jou liefste mense in jou lewe, en die volgende oomblik is daai een weg. Daai skok nie. Nee, dit gaan nie regtig so gebeur nie. Daar gaan nie 'n wegraping wees nie. Dis net 'n voorbeeld om te sê so radikaal en so skielik. Die een kan gereed wees in 'n huis, in 'n intieme liefdesverhouding. Een is gereed, die ander nie. 'n Ouer is gereed, 'n kind nie. 'n Kind is gereed, 'n ouer nie. En as daar dan die einde van die wêreld kom, die wederkoms, want dis ook die punt, niemand ken die tyd van die wederkoms nie. Moenie voorspel nie, moenie probeer God speel nie, dis wat ek vir jou wil sê, net God weet. Hy vertel dan die gelykenis van die profetiese rede van die 10 meisies, 5 olie in die lampe, 5 het nie genoeg olie nie, en dan word hulle weggewys as hulle wakker word, en daar word gesê, kom, die bruidegom wag, Jesus wag, dis die finale einde, dis die finale fees, hemel, en daar is, die helfte is nie gereed nie, van hierdie meisies is nie gereed nie, die Heilige Gees, die olie, die Heilige Gees, Jesus nie in hulle lewe nie.
vers 13 hier dan van Matteus 25, waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Ek wil vir julle huiswerk gee, gaan kyk 'n bietjie na 2 Tessalonisense 2, vers 1 tot 8, onthou Paulus skryf, omdat sommige dae gedink het dat die wederkoms al plaasgevind het, en dan sê hy, wat betref die wederkoms van die Here Jesus, so hy praat nie van 'n wegraping nie. Die ander voorbeeld daar, dis nie wegraping nie, is net 'n voorbeeld van hoe sal dit wees, maar hier wederkoms, Jesus se eerste koms, geboorte, Kersfees, mens geword, dan wederkoms, nie wegraping nie, wederkoms, hy kom weer, ons weet nie, soos 'n dief in die nag, ons weet nie wanneer nie, dit kan op enige manier gebeur, dit kan, ek dink dit kan die einde wees deur 'n meteoriet of 'n asteroïde wat die aarde tref, op watter manier, Jesus sê, skielik, en elke oog sal hom sien, ja, sal iemand nou leedvermakerig sê, maar die aarde is rond, hoor jy het met God te doen, 'n ronde aarde staan nie in sy pad nie, hy kan so verskyn, dat elke liewe mens hom sien. Ek het 'n versoek aan julle, moenie so gou verward raak, of gaan van stryk gebring word nie, as mense sê die dag van die Here is al hier nie. Laat niemand julle op watter manier mislei nie. Ons hardloop te veel sommer net agter elke liewe dingetjie aan. Die dag van die Here sal nie aanbreek voor die laaste afvalligheid nie. Die wettelose mens, die antichrist. Nou onthou, elke geslag het hulle eie antichrist. Die mense in die Bybel het reeds die einde verwag. Toe was daar al 'n antichrist, keisers soos Nero, Domitianus. Deur alle eeue was daar antichristusse. Wees ook maar versigtig om te voorspel nou wie is die antichrist. Is dit 'n sekere politieke party? Paulus in Tessalonisense, die wettelose mens, maar daar's dan tog baie wette. Daar's dan tog 'n stryd teen korrupsie en bedrog. Ja, dit gaan nie so ellendig sleg nie, daar word tog probeer, jy kan van my verskil. Wees versigtig om die geskiedenis te verklaar. Wees versigtig om die geskiedenis sommer net maklik te verklaar. Maar goed, ek vra vir jou, as jy nou sterf, môre, waar gaan jy heen? Is dit hel, verlore sonder God? En moenie gaan worry oor waar dit is of wat nie. Moenie gaan worry oor waar is die hemel of wat nie. God sorg. Moenie worry nie, jy sal daar uitkom. Waar gaan jy heen, hel of hemel? Is jy verlore of is jy gered? Maar hou vas in Johannes 10 vers 28. Al sien jy maar die rugkant van die lewe, al is dit maar 'n spieleraaisel teen 'n muur met baie situasies, weet, Jesus sê Johannes 10:28, niemand, niks sal vir my uit sy hand ruk nie. Paulus sê in Romeine, geen hoogte, diepte, wat ook al, wat 'n probleme ook al, jy gaan lees Romeine 8, daai laaste verse, kan ons losmaak, skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Nou, wonder ek, wat 'n rol speel dan die sielkunde? 'n Mens se emosies en wêreldgebeure en die media, die openbare media. Ek wil vinnig, julle moet nou maar hierdie ding in 2 dele kyk, asseblief. Dit gaan nou lank wees, maar kyk in 2 dele. Laat ek gou hier kyk, hoe ver is ons al met die tyd? Ons is al op 24 minute. Weet julle wat? Ek gaan hier stop. En jou nie oorlaai nie. Ek gaan jou nie
oorlaai nie. Volgende week, dan doen ek die sielkundige, sosiale, die menslike, wel, dit kom in die Bybel ook voor, sulke karakters, sulke tipes, onder Jesus se disippels was dit so, hulle het nou nie die moderne sielkunde gehad soos ons nie, en dit gaan nie 'n sielkundige lesing wees nie, dit gaan regtig oor dinge waarteen die Bybel ook waarsku. So ek wil dan volstaan, kom ek volstaan hierdie ronde met die geestelike, die godsdienstige, en dat ons net sê, wees gereed. Wanneer is 'n mens gereed? Luister baie mooi. Baie mense het die idee, jy's gereed, jy moet die regte goed doen, jy word nie in sonde betrap nie. Weet jy wat, as jy in sonde betrap word, is jy nog onder die bloed van Jesus, die lam van God. As jy aan mekaar sonde doen, altyd ongehoorsaam is, nie Bybel lees of bid nie, regtig ongehoorsaam leef, dan het jy miskien 'n vals geloof. Dan gaan jy verlore, dan is jy nie gereed nie. Gereed is, dis die Bybelse saak, gereed is om in Jesus Christus te glo. Hoeveel keer is dit gevra aan Jesus? Daar word van die apostels in Handelinge gevra, wat moet ons doen om gered te word? Glo in die Here Jesus Christus. Hy sê dan daar, laat julle doop. Die doop red jou nie. Dit was net 'n teken om vir die wêreld, die Romeine en die Grieke en die heidene en die familie te wys, kyk hier wat doen ek. Ek gaan onder in die water, kom op. Ek propageer nie klein of groot doop nie. Ek sê net hoe dit in die ou tyd was. Gedoop in Jesus Christus se bloed, om in hom te wees. En dan op te staan saam met Jesus. En dit te glo, dat hy vir jou sonde aan die kruis gesterf het. Glo jy dit? Waaragtig. Daar's soveel stemme wat opgaan wat sê dis nie waar nie. Dis vals. Glo jy in Jesus, in God, met jou hele hart, siel en verstand, en vir hom probeer, jy kan nie volmaak wees nie, probeer lewe. Dis gereed wees. Daar gaan nie vir jou gevra word, het jy aan 'n weggraping geglo nie, het jy gerook, het jy 'n wyntjie gedrink, het jy dit, nee, daar, jy sal net een ding, sal jou in die hemel bring, net een saak, geloof in God, geloof in Jesus Christus. Daarby staan en sterf ek. En ja, moenie jou sommer so laat ontstel nie, kry vrede in jou gemoed. Jy is veilig, wie wat, ek wil hiermee afsluit, dis nou miskien omstrede, of daar nou 'n wegraping of 10 wegrapings is, maak nie saak nie. Of die wederkoms nou deur een of ander kosmiese ramp kom, of Jesus kom letterlik op wolke, maak nie vir my saak nie. Die Bybelse skrywers skryf maar soos die taal van hulle tyd. 2000 plus jaar gelede. Die waarheid bly staan. Wat ook al en hoe ook al die einde sal wees. Dit kan jou dood wees nou net. Hou jy aan Jesus vas. Wie wat? Dit gaan nie eens daaroor nie. Hy hou jou vas. Niemand. Johannes 10:28. Niemand. Niks sal jou uit my hand uitruk nie. Dis wat Dani Botha eintlik maar wou sê, nee. Dat mense gereed moet wees. Dat mense bietjie sal dink oor hulle lewe. As Jesus nou kom.
gaan jy saam. Gaan jy saam hemel toe. Amen.